Parents, please take note of what your kids are busy with. Net so 'n klein boodskapie man. Of ek sal nie sê boodskapie, net iets wat my opgeval het op 'n video wat ek gesien het natuurlik op TikTok. En die video volg net hierna. Maar net vandag met ons ouers. Ons ouers moet tog attent wees op wat ons kinders doen, saam wie hulle uithang, waartoe hulle gaan en waaroor hulle beweeg. Want die video hierna praat met elke ouer. Ons kinders weet nie soms iets wat hulle doen nie. Hulle sien die goed by vriende, hulle sien die goed op televisie, hulle sien die goed op die internet, dan maak hulle ook die tekens met hulle hande, al die gangstertekens, nommertekens, en onze kinders praat van AWE. Iemand het nou eendag so 'n mooi verduideliking gehad oor AWE, en al die goed doen onze kinders, want hulle sien dit op 'n ander plek. Kyk die video wat volg, en wees attent as jou kind met sulke goed besig is, want die goed is die gevaartekens, die goed lei tot gangsterisme, die goed lei dat mense sê, jou kind is 'n gangster, al is jou kind nie 'n gangster nie, al wie jou kind is 'n gangster nie, maar jy weet die signs wat hy buite doen nie. Kyk op hulle foto's, hoe hulle staan, kyk die manier hoe hulle praat, luister aan die manier wat dat dinge gesê word, want dit is wat die gevaartekens is, en dit is wat dit so gevaarlik maak in die wêreld die buite vandag vir ons kinders. Hulle dink dit is 'n grap, hulle dink hulle is kwaai as hulle so iets doen, maar hulle besef nie die impak op hulle lewens as hulle dit goed doen nie. Kyk die video hierna. Ons praat weer. Hey mammies en daddies. Jo, hoe sê ek die? Julle ken my hart, so ek gaan dit sê. Ek het nou 'n post gesien op Facebook, né? Van 'n jong man wat sy lewe verloor het, 14 jaar oud. En die jong man is geskiet, doodgeskiet, né? Hy is vermoor. En die opskrif sê, ma en pa sê dat seun nie betrokke was in enige bendeaktiwiteite nie. En in die comments gaan ek af en almal sê hy was 'n voorbeeldige seun, hy het sokke gespeel, hy was glad nie in gangsterisme. En ek glo almal. Want wie is ek om te oordeel? Ek ken nie die jong man nie. So ek glo dat wat hulle sê is waar. En nou wil ek mos sien, wie is die jong man? Ek wil graag sien, wie is die jong lewe wat van ons af weggeruk is? Nou gaan ek in 'n jong man se profiel. En nou wat ek in die profiel gaan, nou is ek confused. Nou is ek bietjie confused, want die heel eerste foto van daai jong man en sy profiel is nie gelokkie. Wat beteken die mense in sy lewe kan sien wat hy op Facebook post. Sy eerste foto wat ek op afkom is waar die jong man, hy en twee vriende met 'n British vlag in een van sy vriende se kamers, ek met 'n British vlag agter hulle so staan. Hulle al drie staan so. En gaan ek af, tweede foto. Hy sit al linsiek op 'n pavement of iets. En dan gaan ek in die comments, en dan sien ek ander jong mense saluut broer van my getuig noem. Ons gaan hulle sê Zana hoes. Nog British die kant 1. Nou is ek confused. Die familie sê die jong man was nie betrokke in bende nie. Sy Facebook profiel, as ek hom nie geken het, as iemand met my sê, soos kyk gou hier, wat dink sy, as sal ek sê, ek dink die lady is betrokke in bende aktiwiteite, gebaseer op wat ek sien. En ek verstaan, het is dieper as hy. Het is dieper as hy, want ons lewe in 'n tyd en 'n seisoen, waar onskuldige jong mense, wat nog nooit betrokke was in bendeskapie, wat nog nooit in die gevangenis was, wat nie eens drugs gebruik, wat nog op skool is, hulle vertoon soos gangsters. Hulle act soos gangsters, veral op social media, want dit is die nuwe inding. Het is in ons Suid-Afrika, as in ons Afrikaanse musiek, is oral waar ons kyk, maak jong mense in vandag se lewe die kwaaiste ding om soos gangsters te lyk op social media. Om te pose soos gangsters
en om te praat soos gangsters en dan is hulle nie gangsters nie. Hierso is die nadeel. Die regte gangster het jy die decency om vir jou te kom vra, kykie. Ek sien sy post op Facebook en sy lig sweer en sy Sabela. Is sy die of gee sy maar net voor en as sy voorgee moenie man. Nee, hy mense kan nie hy doen nie. Hulle sien vir jou as een van hulle. Hulle sien vir jou as die enemy. En wat maak hulle met die enemy? So mommy en daddies, as u hierdie generasie se mommy en daddies is wat ook op social media is of 'n niggie of 'n niefie woekel, as julle sien 'n jong man in jou familie of 'n jong dogter in jou familie post goed soos hy op social media, spreek dit aan man. Adres dit. Moenie wag tot die jong man doodgeskiet word en nou wil ons in die comment section sê hy was nog nooit 'n gangster nie, maar hy lyk soos 'n gangster. En my hart gaan uit vir jong mense wat hulle lewe verloor. Ek het vir 7 jaar van my lewe in die Kaap met jong mense gewerk wat vasgevang is in gangsterisme en drugs. Ek het naweke weer van my huis af gewees. Ek het konserte gemis van my dogtertjie omdat ek op kampe moes gaan om met jong mense te werk, om jong mense te help. So my hart is vir jong mense. Maar asseblief man, mammies en daddies, familielede, hou julle jong manne dop, julle jong dogters dop, especially op social media. Want baie van hulle ek soos gangsters, al is hulle nie. En soms is hy die ding wat lei tot ander dinge. Blessings.